Goeiemôre aan julle elkeen. Ons almal weet hoe trots ons kan wees op ons burgerskap. In Suid-Afrika dra ons elkeen 'n ID saam. Dit gee ons sekere regte, maak ons sekere verantwoordelikhede, gee dit vir ons ook. Burgerskap bepaal ons identiteit, jou loyaliteit en jou toekoms. Ek onthou van 'n man wat Suid-Afrika verlaat het om in Duitsland te gaan werk. Hy het gou besef dat hy nie ten volle deel is van daardie samelewing nie. Hy moes hom altyd by die immigrasie gaan aanmeld en hy kon nie stem nie. En hy het gevoel, ek is hier, maar ek is nie van hier nie. Toe iemand hom eendag vra, mis jy nie jou land nie, het hy geantwoord, ja, maar ek weet ek gaan eendag weer terug huis toe. Dit is presies hoe dit met ons geloof is. Ons is hier op aarde, maar ons is nie van hier nie. Ons burgerskap lê by God in die hemel. Ons pligte en ons loyaliteit lê by die Here. Hierdie wêreld is nie ons eindbestemming nie. Dit is maar net 'n pad na ons ewige tuiste wat Christus self vir ons voorberei het. Paulus gee vir ons elkeen 'n ernstige waarskuwing in Filippense 3:17 tot 19. Ek lees uit die 2020 vertaling. Filippense 3:17 tot 19. Broers, volg dan my voorbeeld en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. Wat baie van wie dit dikwels vir julle gesê het en nou weer in trane sê, leef as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, die maag is hulle God, hulle eer is geleë in hulle skande, hulle wat aardse dinge bedink. Let op Paulus se hart. Hy sê dit in trane. Hy is nie 'n koue prediker wat mense veroordeel nie, maar iemand wat diep hartseer is oor mense wat die kruis verwerp. Wie is hierdie mense? Dit is die wat hulle eie drange bo God se wil stel. Hulle leef net vir selfgeregtigheid. Hulle word beheer deur hulle vlees. Hulle fokus is vals. Net tydelike dinge is vir hulle belangrik. Hulle maak plesier, kos, geld en gemak hulle God. Soos Romeine 16 vers 18 sê, hierdie soort mense dien nie Christus nie, maar hulle maag. Ons sien dit ook in vandag se samelewing. Hoeveel mense definieer hulle hele identiteit volgens status, geld, besittings en selfs hulle sosiale media beeld. Hulle meet hulle waarde aan wat mense dink, eerder as aan wat God sê. 1 Johannes 2 vanaf vers 15 tot 17. Kry ons die waarskuwing. Moenie die wêreld
of wat in die wêreld is, lief hê nie. As iemand die wêreld lief hê, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Die wêreld en sy begeerte gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly vir ewig. Hierdie teks dwing ons om eerlik te vra, waarvoor leef ek? Waarop is my hart ingestel? Ek het op 'n getuienis afgekom van Corrie ten Boom, wat in Nederland was, en ek wil dit graag met u deel. Ek het ook gesien dat daar is ook 'n fliek van haar lewe gemaak. Haar familie het tydens die Tweede Wêreldoorlog Jode in hulle huis versteek. Maar hulle is gevange geneem en na die konsentrasiekamp gestuur. Haar pa is 10 dae later oorlede en haar suster Betsy het ook in daardie kamp gesterf. Corrie het vertel dat selfs in daardie donker plek, waar daar hongersnood was, siektes en peste, lyding was, het sy vrede en hoop ervaar, wat die wagte nie kon verstaan nie. Haar suster het 'n verhouding met haar hemelse Vader gehad, en sy het altyd gesê, daar is geen put so diep, of God se liefde is nog dieper nie. Die woorde is vir my so mooi, daar is geen put so diep, of God se liefde is nog dieper nie. Haar lewe getuig van iemand wat geweet het, ek is nie net 'n burger van Nederland nie, ek is 'n burger van die hemel. Paulus skryf in Filippense 3, vers 20. Ons burgerskap is egter in die hemel, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Met burgerskap kom daar altyd voorregte en verantwoordelikhede. Ons voorregte as burgers van die hemel is dat ons 'n ewige erfenis in Christus het. En dit staan in 1 Petrus 1, 3b en 4. Sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie. Ons het 'n hoop, 'n toekoms, want niemand van ons kan wegneem nie. In Jeremia 29, vers 11 staan dit, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om aan julle 'n toekoms en 'n hoop te gee. 'n Onveranderlike plek het ons in ons Vaderhuis. Dit staan in Johannes 14 vanaf vers 2. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Ons verantwoordelikhede as burgers. Hemelse burgers leef anders. Ons het ander standaarde. Leef nou al reeds soos 'n burger van die hemel. Dit staan in Kolossense 3, vers 1 en 2. As julle dan saam Christus opgewek is, streef dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Jou lewe moet 'n getuienis wees van Christus. Matteus 5,
vanaf vers 16. Laat julle lig so voor mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel kan verheerlik. En dan, ons moet ons skatte versamel in die hemel, en nie op die aarde nie. Matteus 6, 19 tot 20. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en nie steel nie. Dink net hoe bevrydend is, niks op aarde, nie die dood, nie pyn, nie jouself jou grootste verlies, kan jou hemelse erfenis steel nie. Filippense 3, vers 21, bring ons by groot hoop. Hy sal ons nederige liggaam verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, deur die krag wat hom in staat stel, om alles aan homself te onderwerp. Wat 'n belofte. Ons wag nie op 'n politieke revolusie, of 'n nuwe regering op aarde nie. Ons wag op Christus self. 1 Korintiërs 15, vanaf vers 51 en 52, bevestig dit vir ons. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste bassein, binne 'n oomblik, 'n oogwink. Dit beteken geen siekte meer nie, geen pyn nie en geen dood meer nie. Ons leef nie net vir vandag nie. Ons leef met die ewigheid in gedagte. Ek wil vir julle vertel van Richard Wurmbrand, 'n predikant van Roemenië. Hy het in die kommunistiese tyd die evangelie verkondig en dit was verbied. Hulle het hom toe in hegtenis geneem en 14 jaar in die tronk gesit, waar hy gemartel is en verhonger is, omdat hy geweier het om Christus te verloon. In die tronk het hy steeds die woord verkondig en gedeel, en hy het self sy kos met sy medegevangenes gedeel. Hy het gesê, hulle kon my liggaam breek, maar hulle kan nie my geloof en my hemelse burgerskap wegneem nie. Is dit nie mooi om dit te besef? Hulle kan my liggaam breek, maar hulle kan nie my geloof en my hemelse burgerskap wegneem nie. Dit wys presies wat Paulus bedoel. Ons ware identiteit is in Christus. Al verloor jy alles op aarde, jou burgerskap in die hemel bly vas. So, kom ons vra onsself eerlik. Waarop is jou denke ingestel? Die dinge van die wêreld of die dinge van Christus? Is jou identiteit geanker in jou werk, jou besittings, jou sukses? Of is jou burgerskap in die hemel? As mense jou dade sien, sien hulle dat jy aan Christus behoort. As ons regtig as burgers van die hemel leef, verander alles. Hoe ons met ons geld werk, hoe ons kinders opvoed, hoe ons ander mense behandel, selfs hoe ons lyding verduur.
Paulus se boodskap is duidelik. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons het 'n ander paspoort. Een wat deur die bloed van Jesus Christus verseël is. Daarom sê Jesus in Matteus 6, vers 19 en 20. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes dit verniel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. En ons hou vas aan sy belofte in Matteus 24, vers 35. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Ons burgerskap is in die hemel. Dis ons identiteit, ons hoop, ons bestemming. Mag ons Vader leef, mag ons vandag leef as mense wat dit werklik glo. Amen.